ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 481. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, die een wat Dr. Joseph Briand Rotterdam in 1860 vertaal het, uit die 1611 King James Bible uit, met al die antieke Hebreëse oorspronklike name in. So, dis die beste Engelse streep Hebreëse Bybel wat jou hande kan opsit. So jy belangstel, ek het 'n pakket, as jy een koop, kry jy een heeltemal gratis. Die WhatsApp nommer is 0722 367-124. Jy gaan net na my webtuiste, https://jafashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk of luister, jy sal sien ons is ver gevorder. Gaan na deel 1, begin voor Idrees en magdom inligting gemis, halleluja. Het is uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, en jy moet subscribe, sodat jy al die verskillende kennisgewings van ons studies kan ontvang, oor dit wat ons inbedien, die Engels ook natuurlijk. Stuur die kontak aan die vriende en kennisse. Hierdie reeks is lewensveranderend, maak seker jy skryfblokpen en papier byderhand het. Kom ons bid saam. Ons kom vanmôre na 'n naweek Vader van opwinding en bonatuurlike seëninge. En ons wil vanmôre vir u baie dankie sê in die naam van Jafashua vir elke goeie gawe wat hy ons uit die hand het kan ontvang. Dankie dat ons vanmôre as Jafiste universeel by mekaar wees en dat u tot ons kan spreek deur die woord. Maak die woord lewend in ons midde in die naam van Jafashua. Voed ons vanmôre met die manna van die lewe en die waters van die lewe. Vader, dat daar in ons geestelike lewe 'n groei kan wees, dieper in die geopenbaarde woord. Seën elkeen vanmôre, ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua, en elke Jafis sê halleluja, halleluja, baie welkom by Ontbyt met Prof. Hannes. Vertrou dat vanoggend se studie vir u 'n wonderlike seën gaan wees. Ons is besig met Spreuke hoofstuk 24, ons is amper klaar. Ons is op oomblik besig met Johannes 1 vers 13. Johannes 1 vers 13. Hy sê, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man is nie, die is kort daar, maar uit Jaffa Almagtig gebore is. Alraai, dan kort die is nie daar nie, want hy is op die einde, het hom nou nie raak gekyk nie. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit Jaffa Almagtig gebore is. Met ander woorde, Jafashua, geen mens het 'n rol gespeel om hom te skep nie. Vader Jaffa het hom in die hemel geskape as 'n engel, soos ons nou verstaan. En wanneer hy hom aarde toe bring, gebruik hy Miriam, sy moeder, wie die stam van Juda was, om hom dan voor te bring as 'n mens, wat hy moes eers in 'n menslike liggaam op die aarde funksioneer. So dit is totaal en al Jaffa se wil en sy metode, hoe hy gewerk het om die seun Jafashua daar te stel. Met ander woorde, hy kom in vers 14, hy sê, onthou wat het hy gesê in Johannes 1 vers 1, ek dink dan net, in die begin was die woord, en die woord was in Jaffa, en die woord was Jaffa, hy was in sy gedagtes. Nou sê vers 14, en die woord Jafashua het vlees geword. Wat beteken het,
Hy kon nie in 'n geestelike toestand aarde toe kom nie. Hy moes vlees en bloed deelagtig word. En die woord, Johannes 1 vers 1, Yahshua, het vlees geword, luister wat sê hy, en het onder ons gewoon, dit was 2000 jaar gelede. En ons, naamlik die disippels en die apostels daardie tyd, het sy heerlikheid aanskou. Ja, dit moes 'n leeftyd ondervinding gewees het, om net saam met Yahshua te kon stap en te sien wat hy doen. En het onder ons gewoon, en ons, dis die apostels en die disippels, het sy heerlikheid, sy bonatuurlikheid aanskou. In kragtelike werking natuurlik. 'n Heerlikheid soos van die eersgeborene. Hy sê 'n heerlikheid soos van die eersgeborene. Wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Joh, dis een verskriklike vers 14. Die woord sê hy het na sy eie gekom, sy eie het hom nie aangeneem nie. En alhoewel ons dan nie 2000 jaar gelede daar was om hom te sien nie, as ek net die woord lees en ek sien dat hy 4000, 5000 mense op 'n ander geleentheid getrek om te sit en luister waar hy sy disippels opgelei het in die bonatuurlike woord. Dit moet iets wees om te aanskou. Dit moes iets gewees het om waar te neem en hulle het dit nie geweet nie. Johannes 1 vers 15. Johannes, dis die onderdompelaar, die doper, getuig van hom. Wie is die hom? Die lig, die woord, die brood van die ewige lewe, Yahshua. Halleluja. Hy getuig van hom. Nou getuig hy en hy sê, en roep en sê, dit was hy, van wie ek, dis Johannes die onderdompelaar gesê het, hy, Yahshua, wie na my kom, het voor my geword. Want hy, dis Yahshua, was eerder as ek. So wat doen Johannes? Hy probeer hom nie self in die posisie stel, of in die gelykheid met Yahshua nie. Hy sê nee, hy was eerste gewees. Hy was voor my gewees. Maar hy het na Johannes toe gekom, met die doel om geonderdompel te word. Vers 16. En uit sy, dis Yahshua se volheid, het ons, nou moet jy mooi luister, en uit sy, Yahshua se volheid, het ons, die Israeliete en later die heidene ontvang, ja, genade op genade. Die Israeliete, van die tyd van Abraham af, tot en met waar apostel Johannes hierso praat, Johannes die doper, ek sê nou apostel Johannes, maar Johannes die doper, hier van Yahshua praat, het die Israeliete en die Hebreërs en die Jode nie met genade gewerk nie. Hulle het nie eens geweet wat genade was nie. Vandag het genade vir ons as Jahwe se naam, en sy naam is Yahshua. En as sy Yahshua se volheid, het ons as Israeliete en later die heidene ontvang, ja, genade op genade. Die Israeliete het die 613 wette van Moses gehad, waaruit hulle moes funksioneer. Waaruit hulle moes hulle godsaligheid, die ewige lewe, vir hulle uit bewerkstellig word. Naamlik die bloed van diertjies, lammertjies en duwe. En dan kom Yahshua en hy kom gee ons 'n nuwe testament. Nie geskryf met die bloed van bokkies en lammetjies en die bloed van die vooruit van die seentjie wat besny is nie. Maar die bloed van die seun van Jahwe Almagtig.
Hulle het dit nie gehad nie. Hulle het nie genade gehad nie. Hulle het nie gehad nie. Maar hulle ontvang het. Johannes sê, daar's die lam van Jaffa. Waaroor die profete en die apostels en die ouens geprofeteer het. En hulle het hom besing, sy koms na die aarde toe. Maar omdat hy in Herodes se paleis gebore is nie, maar in 'n stal, toe verwerp hulle hom. Dis ongelukkig so dat die mens se natuur is so ingestel. Hulle soek altyd die groot dinge om te gebeur by die pragt en die praal. So, en uit sy Jafashua se volheid, die volheid van sy krag, het hy ons as Israeliet en later die heidene ontvang. Ja, genade op genade. En vanmôre kan ek en u in daardie genade funksioneer. Toe hulle hom by die vuis slaan, toe op hom stoeg, toe hulle hom gesel dat die vleis sy liggaam uitmekaar geskeur het, dat die vleis van die bene afgeskeur is. Daar's 'n lied wat sê, he could have called 10,000 angels, maar hy het nie. Want hy weet hy moes dit deurgaan. Sodat vir ons vandag in 2026 genade op genade kan wees. En weet jy wat, geliefdes, al het ons wat verkeerd gedoen, al was ons wie gewees, al was ons hoe useless en sleg gewees, ons het tot die genade gekom. Ons het tot die bonatuurlike bloed gekom. Wat 'n voorreg. Dat hy gekom het om sy lewe te kom aflê vir ons. En ek en u vanmôre het nie nodig om te sit as bedelaars. Nee, ons is vanmôre in hierdie posisie en toestand van mede-erfgename. Van dit wat op die aarde is en dit wat in die hemel is. Mede-erfgename sê die woord, van elke belofte wat Vader Abraham ontvang het. En ons is nie besny aan die vlees nie. Want die woord sê, hy het nie behaag dat ons aan ons vlees besny moet wees nie. Hoekom? Want hy het ons aan die sielsdimensie kom besny, deur die Ruach HaKodesh. Hy het ons kom vrymaak. Hy het ons kom losmaak. Ons het nie nodig om onder die juk van die Satan gebukken te gaan nie. En onthou wat ek altyd sê, die woord sê dat as een siel om tot die koninkryk bekeer, is daar blydskap in die hemel. As een siel tot wedergeboorte kom, blydskap in die hemel, halleluja. Wat 'n groot voorreg. Dat ek en u 'n kans gekry om by die bonatuurlike woord te kon uitkom. Hierdie boodskap, wat die Satan en sy demone en sy trawante maak vlug, maak bewe, sidder en beef. Die Bybel sê nie net beef nie, hy sê sidder en beef. By die aanhoor van die naam, sidder en beef hulle. En dis waarvoor hulle alles probeer het, om hierdie, ek praat van 2000 jaar gelede af, tot vandag in 2026, alles probeer het, om hierdie bonatuurlike evangelie verwoes te kry, te onderdruk te kry. Maar Jaffa, ons Elohim, deur Jafashua, het 'n manier wat hy die dinge laat werk. Ek sê dit altyd, die bruid moet alles weet, voordat die wederkoms van Jafashua kan gebeur. Want ons gaan nie in die bruidskamer kom, en dan word die geheimenisse eers geopenbaar nie. Nee, terwyl die bruid, ek en u, op hierdie aarde is, volbloed Jafiste, terwyl ons op hierdie aarde is, ek wil amper sê, is Vader Jaffa verplig, deur Jafashua, om elke ding wat verseël is in die Bybel, vir ons oop te maak, dat ons tot die volle
geopenbaarde kennis kan kom. Hoekom? Om meer doeltreffend te kan funksioneer in sy koningskap en in sy koninkryk. Jog, die tyd het so gou gegaan. Kom ons deel hierdie woord met almal. Vandag is dit genade op genade. Funksioneer in daai genade. Tot môreoggend, as Vader lewe en gesondheid spaar, sy wil daarby is, Maranatha, Yahshua kom weer. Halleluja.